Goeiedag, ek hoop ons saam wees kan vir jou iets van God se teenwoordigheid en God se rus binne sy teenwoordigheid oordra. Kom ons bid saam. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. En U kom toe die lof, die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Hoe was jou week? Was dit besig? Hoe het jy gevoel hierdie week? Vir myself, ek het gevoel asof ek van die een ding na die volgende toe hardloop. En om hierdie tyd te neem, om rustig te word, is regtig belangrik. Ons het sulke oomblikke van rus, van ingesteldheid, doelbewuste ingesteldheid op God nodig. Om te weet, God is hier. Ons is in God se teenwoordigheid. Maar iets daarvan is juis 'n doelbewuste bewustheid. Om doelbewus stil te word. Want die lewe is vir ons baie keer konfronterend. Daar gebeur goeters wat nie binne ons beheer is nie, en ons moet maar daarmee saamgaan, of ons moet maar deur dit werk en aangaan. So raak dinge hierso in Gauteng rof. Die verkeer is rof, besigheid is rof, die skole is aan die gang, en dit gaan alles teen 'n verskriklike, vinnige snelpas. En dan sluit ons aan by hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees. Ons lees vandag uit Genesis 28. Ons is nou al goed aan die gang gewees met Genesis en met die verhaal van Abraham. En hierso skiep ons 'n paar generasies. Ons is nou by Jakob. En Jakob vlug weg. Hy is op pad daaraan toe om vrou te gaan soek, maar hy moet wegkom van sy familie af, want Isak en Rebekka, sy ouers, het nie opgetree soos wat hulle moes nie. Isak het vir Jakob geseën terwyl hy vir Esau moes seën. En Esau is kwaad, hy het gesweer, hy het wraak gesweer op sy broer sodra sy pa dood is, en Rebekka het ook gekonkel, want sy het meer van Jakob gehou. En so vlug hy nou weg. En kom hy by 'n plek wat hy met God se teenwoordigheid gekonfronteer is. En besef hy, God is hier. Kom ons kyk nou na hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, van vers 10 af in Genesis 28. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstuk neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe. Kyk, daar's trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste en ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as 'n kopstuk neergesit het, geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie bo oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bet-El genoem, maar die naam van die dorp was eers Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê. As God met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan, en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, sal die Here my God wees. Sal hierdie klip, want ek is gedenksteen opgerig, uit 'n huis van God wees, en ek sal van alles wat U my gee,
trou tiendes aan U afstaan. So ons het nou gelees van Jakob in Bethel. Jakob na sy lang reis raak hy een aand aan die slaap met sy kop op 'n klip. Is nie 'n fancy KY slaapsak wat hy het of 'n mooi tent waarin hy bly nie. Hy is op vlug. En hierdie klip waarop hy sy kop neerlê, sê vir ons iets van sy broosheid. Iets van hoe hy oop is. En in hierdie oop wees, in sy broosheid, het hy 'n droom van engele wat op 'n leer op en af klim tussen hemel en aarde. En hy raak bewus van God se teenwoordigheid. God is in hierdie plek. Daarom noem hy later ook die plek Bethel, huis van God. Maar in hierdie gedeelte sien ons juis ook hoe God uitreik na hom. Ons sien dit in die woorde wat sê, ek is die Here, die God van jou vader en die God van Isak. Ek is met jou en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. In hierdie droom word hy bewus van God se teenwoordigheid. God wat 'n belofte gehad het met Abraham, wat die belofte vorentoe beloof het aan Isak, is die God van Jakob ook. Selfs al is hy in die skuld, selfs al het hy voorgegee om Esau te wees, is God nog steeds getrou aan sy belofte. Nou, in hierdie drome wat ons raak sien ons baie keer drome in die Ou Testament. Ons sien die drome van Daniël, ons sien die drome wat Josef uitgelê het, ons sien later in die Nuwe Testament ook drome, soos God wat vir Josef waarsku om te vlug Egipte toe. Maar ons sien baie keer met hierdie drome, dat die mense wat aan God verbind is, reeds iets van hierdie uitleg het, teenoor die farao wat 'n uitleg nodig het van Josef af. So ons sien God se teenwoordigheid juis in hierdie droom. Dis 'n naby plek waarna hy iets van God se teenwoordigheid besef. In Bethel. Nou Bethel was, ons lees dis in Luz, maar dis nie noodwendig vir Jakob 'n fisiese plek nie, dis 'n plek waar hy bewus word van God se teenwoordigheid. En so word hierdie kussing van hom, hierdie klipkussing, 'n monument, 'n baken, 'n altaar vir God, juis om te sê, God is op hierdie plek. As jy daaroor nadink, by watse plekke het jy al vir God ontmoet? Watse plekke voel vir jou soos hierdie dun plekke waar jy iets van God se teenwoordigheid en sy genade beleef het? Dalk is dit in van jou swakste oomblikke wat jy gehad het, of dalk ook in van jou mooiste oomblikke wat jy net oorweldig is deur God se guns. Ons kry ook die geleentheid om so naby plek te wees vir ander mense. 'n Ontmoetingsplek te wees met God. Dink binne ons gemeente, waarna ons uitsien en waarna ons begin voorberei is die gemeentefees. Dat ons eintlik mense van wyd af innooi en sê, maar kom vier saam met ons fees. Ja, ons gaan lekker hard werk en ja, jy gaan pannekoek gebak word en worsbrode en curry en rys en al sulke goed. En ons gaan moeg wees aan die einde, maar iets van ons saam kuier, iets van ons saam wees, ontmoet ons God. Dalk is dit ook om na 'n boodskap soos hierdie te luister en rustig te kan word in God se teenwoordigheid, om iets van God se teenwoordigheid in hierdie oomblik te ervaar. Of dalk met van ons ander digitale bedienings, soos die podcast, wat jy gerus kan gaan luister. Jy kan sien, dit is op ons YouTube kanaal ook. Dat ons net iewers in die week bewustheid het van God. Waar maak jy vir ander mense bewus van God se teenwoordigheid? Want jy kan 'n plek wees soos Bethel. Jy kan 'n steen of 'n klip wees wat vir ander mense herinner, maar God is hier, en ek dink dit gaan alles oor ons ingesteldheid, dat ek by God ingestel is, deel is aan God. Ons het dalk nie aldag of elke dag in die week die kans om in 'n kerk te wees,
en in die kerk iets van God se teenwoordigheid te ervaar nie. Maar ons weet ook dat die kerk nie 'n gebou is nie. Kerk is die mense, kerk is die ontmoetingsplek met God. So dalk wanneer jy saam met jou vriende kuier, dalk wanneer jy saam met jou eggenoot is, ervaar jy iets van kerk, ervaar jy iets van God se teenwoordigheid. En is jy dalk ook kerk vir ander mense? In hierdie lydenstyd gaan ons in ons liturgie ook stil staan by verskillende momente. Een van die momente wat ons in die erediens bietjie lanklaas in die diens self gedoen het, is die van kollekte, om die bakkie om te stuur vir kollekte. En dit gaan, aan die een kant ook oor die goed wat ons in die gemeente vir ons gemeenskap doen. Dit help ons en dit stel ons in staat om boodskappe soos hierdie te kan opneem en te kan versprei. Maar ook iets van hierdie element in die diens is 'n element van dankbaarheid. Om iewers in die liturgie stil te word, vir God dankie te sê vir dit wat ons ontvang van God. En ook daarin ons afhanklikheid en erkenning teenoor God te gee. Ons sien iets van daai element in hierdie boodskap wat ons gelees het ook, van Jakob wat 'n tiende wil gee van dit wat hy het, juis as erkenning dat God in hom voorsien. Mag ons so met bewustheid van dankbaarheid ook in ons lewens optree. Mag ons so iets van God se genade en God se guns in ons lewe ervaar. Dat ons ook dit aan ander uitdeel. Mag ons vir mense die ontmoetingsplek met God wees. Bethel vir ander. Mooi week vir jou verder. Totsiens.